humbucker of single coil? Op Marita, dan loop wat se styl jy speel. Ek like beide. Ek het 'n Les Paul en ek het 'n Strat en 'n Tele. En elke ding doen sy joppie. Ek weet nie, sou Gary Moore op 'n Strat nou nie so wel nie. En daai stryks op 'n humbucker, debatable. Debatable. Ek is 'n my eerste liefde is Strats van. Kyk as dit wie mees versatile gitaar, let's face Ja. dit is sommer net daai soveel opsies wat jy het en deesdae met die staggered pickups en wat is die pickup suite stack wat jy dit byvoorbeeld humbucker, maar dis 2 single coil stacked op. Okay. So jy het 'n baie meer powerful opsie as jy byvoorbeeld dit gebruik maar jy kan hom split dat jy net 'n doodnormale single coil is en dit lyk presies styl soos dit doodgewoon. Ek is dit is 'n single coil as hulle bo op maak. Ja, as jy net baie meer gewire is sy magnete, maar dan kan jy hom split. Ja. En Strat, Ibanez, Gibson, Jy sê ek het nie regtig voorkeur nie. Ek het my gunsteling gitaar wat ek dit wil gebruik is dit sommer so put together parts caster Tele wat ek gebou het en die pickup configuration is absolutely perfect. Die nek is van 'n ou standard Tele en die body het ek sommer gemaak van pine. Ek wou wat ek contours wat die standard Tele nie het nie, want ek is mos nou 'n groter ou. So ek moes hom shape om my lyf. Nee, is absoluut 'n wonderful gitaar. ek moet sê die gewig van gitare maak tog 'n verskil. Deesdae, want 'n Gibson is swaar. Ek gee dit swaar. Ja, so 'n Strat is ek vind nog altyd 'n Tele dis nou maar onlangs wat vir my in my sirkels wat die Tele meer 'n favourite gitaar geword het. 'n Tele was altyd vir my 'n bietjie dun, 'n bietjie ek weet nie, was altyd my 'n bietjie dun gitaar totdat die Nashville ouens nou reg gekom het en eers skielik kry hierdie dinge tone. Ja, dit is so. Dit is maar nou aan die ander kant op jou hout maak 'n groot verskil. En nou jy jou Tele Deluxe byvoorbeeld met 2 humbuckers het nie dieselfde body as 'n Les Paul nie of 'n semi-acoustic soos 'n 335 of so iets. Dit is dieselfde pick-up trouwens. So maar jou hout maak 'n verskil hoe hy resonate. En 'n Tele was gebou letterlik as 'n lap steel gitaar. Dit was eintlik sy job. Ja, dit is wat die heel eerste Rollcaster was so en toe het die Leo Fender maar net die body aangepas dat hulle met hom kan staan en speel. Dit was letterlik 'n lap steel. Dat kan nie pedals feel. Nee, ek slide soos ek en jy slide, maar ons so die blues moet dit. Ek slide by default. Kom maar, dit was allemaal. It is a touch and go. Either you're gonna hit that note or you ain't gonna hit that note. So maak seker. En as jy wees ding as jy slide is jou tegniek jy moet op die fret wees. Dis nie soos as jy jol met jou vingers dan druk jy voor die fret. Maar as jy slide, moet jy slide op die fret. Ja, dis waar jy die braad het om. Ja. Bietjie forgiving. Ja, bietjie. Dis hulle it's a serious braad jy kan 'n bus park. Ek weet van sangers wat sê die braad hou. En wat is 'n akoestiek teenoor elektriek? Weet jy beide elkeen is maar dis letterlik soos 2 verskillende instrumente wanneer dit by klank kom. Ek meen vir my is dit elektriek. Jy kry wat jy insit, maar jy kan ook onder daar effects en processing is op elektriese gitaars meeste van die tyd en amplification. Ja. Aan die einde van die dag express die gitaar onsself. Maar met die akoestiek is dit jy wat dit Ja, dis unforgiving. Dis unforgiving. Alles is in jou vingers. Jy speel die gitaar, hy help jou nie speel. Dit is hoekom baie mense vra my hoekom of ek kan elektriek jol, ek kan elektriek jol. Ek is nie bang vir nie, maar ek is dit nie lus vir speakers. Amps daar. En dit pedals dra. Wie is nog 'n vraag? Pedals of 'n processor? Ja, wel, ek is 'n analog ou, ek like pedals. Ek gebruik doodgekonstante Boss pedals, niks fancy nie. Goed, wat ons eintlik al 20 van 30 jaar terug al standard pedals van Boss gebruik ek nou nog met daai.
En Maar jy ook 'n pedalboard het jy ek het 'n pedalboard. custom gebou. Ja, het 'n custom gebou, 'n stuk plaat wat ek gate deur gemaak vir die kabels. En ja, en dan het ek 'n klein Vox, maar soos 'n digital processor, maar dis nou vir die modulation, chorus en vibrato en sulke bietjie. Die res my overdrive en compression en my pedals. En dra my al Jy vir my amp distortion? ja, maar ek nie regtig nie. Ek gebruik maar simpel amps. Ek het weet ek op lightweight. Ek het so 'n Vox, 'n hybrid Voxie wat ek is wells output en transistor input. So lekker lightweight ding. Was my vir my so onder my. Ja, Kwaliteit. kyk dis 'n Ek hou van 'n amp agter my bak. ek moet sê dat hoe die tegnologie nou verander het van die PA toe ek begin het ek as 'n one man gespeel met 2 MTL2's. Weet jy wat 'n MTL? Dis 2 uitings in 'n sub per kant. En dan jy jou tops wat 'n 15, 'n mid, 10 inch mid en 'n horn. Ek het lank so gekyk. As 'n one man band. Ja. Met 'n trolley, papa. Dan stap jy met high speakers. Vandag ek dra my hele PA een hand, jammer daar gat ek. Dis die lekkerste van die Nou, ek is baie bly met dit. Ek gebruik Column speakers, is kleiner raak en 'n klein subnet vir daai warmte wat. Ja, Maar klein, dis 'n Maar- baie sal so lig die dra my punt. maar dankie tog. Ons is vandag in daai tyd en ek dink my waantjie waarmee ek gery het was groter as my kar gewees. Ja, ons het in die polisieband daar. Het ons in die Carlton Hotel. Maar dankie julle met groot saal. Ja, Maar dit is nie groot sel, die gear was so groot daai jaar. Dis soos in Leslie speakers en alles was groot en swaar. Jou bass was so 'n wardrobe. So moes groot. En dan moet jy in die Carlton Hotel stop jy in die parking, daar by die liveries. Dan gaan jy met die service lift tot op 'n plek en dan moet jy deur die kombuis met al hierdie gear, hè. Deur die hotel se kombuis en dan moet jy nou 3 of 4 vloere op na wat die saal is, die venue, die event gebeur. Sien, ek onthou dit soos gister. Dit was 'n nightmare. Dit vat jou 2-3 ure net om die gear daar te kry en om opstel. Ja. En daar was nie backtracks en lightweight goed nie. Dit was bands en dit was groot stories. Hoor jy het jy die residency circuit gedoen? Ja, ek het Holiday Inn circuit gedoen vir 'n ruk, daai 3 maande. Wat van die ding is, jy na 3 maande is by Holiday Inn op een plek gespeel het, nee. En dan moet jy hom skoonmaak, die band maak jy aan, jy klaarmaak met die band, die stage skoonmaak en volgende aand trek jy nuwe band in vir 3 maande. Dan kry ons al die plektrims. Wat van dit? Al die kabels het gebreek, dit net so agter die amps neergegooi is daar agter die plankies in. En dan kry jy al daai dan maak jy by mekaar en jy moet dit skoonmaak. Ja, ek het in die scene ingekom net toe daai hele circuit klaar man. Maar ek het al baie van die stories gehoor. Daar was 'n plek in Pretoria ook man. Waar was die plek vir die ou Kyk, ons het die band uitgehaal het? oor die Castle Arms, New Union Hotel. Ja, ons is op Wat het 'n naam hier en dan? Eaton Round, ja. Dit was crazy. Ja, dis goeie pelle van my. Leon Eckart, die gitaarspeler, was in die polisieorkes. En hy het net kort voordat hy pro gegaan. Ons het 'n pro genoem. Jy was uit die bands los, die military bands los en dan professioneel gaan speel. Maar jy kon jy kon 'n lewe maak. Dan moet jy 6 aande, 7 aande week speel. Dit is nie groot geld gewees nie, maar dis dit leer great of jy was 'n rockstar. Dit is maar op Marite. Maar ja, Leon was 'n great gitarist en vocalist. Gary was de frontman geweest. Ja, dat was een sad. Ons het nog op die benefit concert gespeeld. Who's News, Ballyhoo, Steve Walkman. Dat was een groot line-up geweest wat toen benefit concert gespeeld het. En dit was terrible. Ons het letterlijk 2 aande voor het gebeurde het ons daar gespeeld. Ek en Craig Chase het Who's News. Maar eerlikheid. Oor die Blacks, jou history is Joburg. Pretoria, Joburg, ja, ons het Joburg, wat toe die sequences nie goed inkom, het ons baie Joburg gegeek. Toe was Value was 'n 2-piece, Who's News, ons was Who's News 2-piece, met 'n sequencer module, jy weet, en Dit is MC500. hey mate, so praat jy nou, daai Sorry, ek kry nou nog nagmerries. Dat ek nou toe gaan en ek het nie met dis nie. En ek moet ergens by iemand
geef my dis, nou moet ek die goed reassign. Ja. Oor die shit, dat die sounds, dit is, in vandag se tyd, as jy met MIDI werk, MIDI is 'n taal wat rekenaar praat met 'n musiekinstrument, maar nou is dit op 'n lekker groot skerm, dit is op 'n komputerskerm, jy kan sien daarso. Daai was die skermpie so Dat met iets, net so klein skermpie. en ek kan nie, En al van dial wat jy scroll dit. ja, jy moet control chains 7 en control chains. Ja, maar jy moet die control changes insit want as jou song klaar maak, moet die volume eers na 0 toe gaan. Dis maar nie, daar's nog velocity en al sulke goed wat bykom. Program op. Ek weet nou nog nie hoe ek dit reg gekry om enigstens te bring, maar ek kan onthou ek weet nie of jy van Marshall Adams. Ja, wat bless you so. Hy kon 'n song programmeer op baie ding. Daarvan is 'n dit lyk soos 'n calculator. Ja. Dan tik jy daai ding en hier skielik gebeur hierdie song. Ja. Ag, maar ek is so bly daarvoor te sorg verby. Ja, dit was net toe Antari uitgekom, was die komputer. Ja, Antari was die dit was die Sequencing program. eerste rekenaar. Ja, dit was op die Dis rekenaarprogram. En toe ook 'n tydboek. Ja, daarna nee, Dit was mos IBM. Ek ook was van die eerste studio. Ja. Maar ek het wel werk met Decibel en produce ek 'n album. Al die Heinz is die ingenieur gewees. Dan vat ek my MC5 van dit in. Want daar's al die hardware is daar en jy moet drums program. Dan vat ek my MC5 van dit. Net so, daai was dit nog eens, hulle daai ding start nog op want ek klaar my drum track gebruik. Ja, ons was slick met daai goed hoor. Hier velocity, jy het geweet hoe hard jou snare was, maar 7 was jou max. Ja. Jy het geweet hoe laag, jy weet dan om daai live sound te kry. Maar baie keer as ons in die studio was dan het ons daar keyboards obviously. So jy program die drums, maar jy doen nie die highs en die crashes en rise en dit doen jy op die keyboard. En ja, dit bietjie meer live. As jy speel dit. Ja, dis speel dit. Ja, jy sien. Maar dit was jy nou terugdink, was dit actually so lomp. Dit het nog gedoen. Wat het hy? Got the job done, jy weet. Ja, hoor jy so Decibel? Ja, Decibel was my alma mater. My heel eerste recording session was daar Lydia Winchester bel my. Ons sê bel die polisie band. Sy sê nee, hulle soek 'n banjo speler vir Cora Marie se album, ek's 'n country meisie. Wat? Daar's niemand daar wat available is nie, maar ja, dis akoestiek gitaar speel daar. Jethro het nog lead gespeel. Ek gaan Jy dra beat. ja, ek doen nie session op akoestiek, dis net maar ritme. Straightforward tune en toe sê hulle vir my of ek nie kan banjo speel net. Ja, so maar bietjie nie Kaapse styl banjo, ek speel so 'n whole bietjie hillbilly bluegrass tipe ding. Maar daar is 'n banjo, die strongsnaam is 'n country meisie, hy kort banjo. Hy kort banjo. Yes, sir. Sê jy, ek is nervous. Ek was meer nervous om saam met Jethro in die studio te werk, want hy is een van my heroes is. En dit was my heel eerste recording session. Toe ek dink ek het R120 gekry vir daai session. Yes, jy op pad huis toe my maat, punch all the way. Yes, wat se studio was dit? Dit was by Decibel in Delaray Studio, Dela Studios in Delaray in Johannesburg. Okay. Delaray liewer, in Johannesburg. Ja, dit was daar het ek baie gespeel. Ek het op Leon Schuster se albums gespeel. Ek het verskriklik baie dat Maurits het letterlik daai tyd nog was hy kyk dit was sy droom altyd om. Ek het nie veel gepla oor die session werk nie. Ek het soos amper 'n day job in musiek gehad. Maar sy droom was om session player te word. Hy het gesê ook Steve Lukather, dit was sy hero, jy weet die laaie van hulle. En maar hy het voltyds toe gespeel vir Who's News. En hy het op die circuit gespeel soos in 6 jaar aan 'n week. So maar dit is nie reg want dan moet jy 3 maande Durban toe gaan. So hy kon nie reg om self establish as a session player nie. Maar die dag toe die studio slaan, toe sy gewax. Kyk, toe het hy al die experience agter hom, al die dissipline. Maar hy lees ook. Hy lees ook, ja. Kan jy lees? Ons moes lees. Kyk, het moet saam geskryf in die polisie ook. Dis ek nog iets heb. Kom ek weer baie sê. Nou moet ek my heel eerste eksamen daar is Hen van Lochenberg. Ja, hy was hoof van SAK gewees. Hy sê van die judges. En dan staan ek buite kan die deur en 'n ou wat voor my ingaan speel dieselfde eksamen en ek luister my oor teen die deur en ek hoor so ek ken die tune wat hy doen. Maar my leeswerk is nie so skerp nie. Dis daai gitaar tango. Tarang tang 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 tang. Daai is Shadows wat dit gespeel het.
Maar jy moet dit lees want daar's baie verskriklik baie 16de note in die score. En ek hoor dis maar ek ken dit tune. Ja, ek kan inderdaad van ek speel en ek pas my exams en na die tyd toe kom een van nog omwerp by my sê vir my, well done. Hy sê my 'n bietjie werk aan jou leeswerk. Hy sê maar jy ek ken jou gitaar. Ek ben al kort. Hy sê agterkom maar kyk eens na die papier. Ja. Ja, ek kan nie fly shit. Dit lyk asof iemand gekak het op 'n stuk papier. Dat daai noot. Well, dis wat hulle sê die real muses, hulle it's like fly shit on the wall. Ja. Hier's daai dots. Ek was ek het in die studio gewerk vir die military band en ek het so 'n bietjie gitaar gespeel saam met hulle. Maar dit is dan dit baie vryheid. Daar is vir jou dots wat jy moet speel, maar dis nie regtig 'n gitaarwêreld daai gewees. Die symphony band was mos maar baie brass en strings en so. Maar die gitaarparte wat geskryf was vir dit het ek actually self geskryf. So by die tyd wanneer ek die score geskryf vir die gitaar, ken ek dit saam met my kop. Ja, so as ons gaan speel dan wat weet ek lyk of ek weet wat ek doen. Ja, ek kan 'n chart lees as hulle vir my die ritme inskryf as dan 'n stabs kom, sal ek hom vang met die Here se genade. Maar otherwise nee, ek kan nie dots sien. Maar daar is ook iets wat jy baie moet doen. En dis nou die van studio werk soos Maurits en Floosel en ja, jy moet dit elke dag met dit te doen. Ja, maar jy kan nie in 'n ateljee gaan en in 'n ateljee vir daar stap is elke sekonde dis geld. Yes. En dit is jy was beboet, die EMI Studios. Beboet. As jy laat kom, is die desk word aangesit. Desk is 'n horlosie gehad. Dat die digital klok daar lê. Wie 4 die oggend staan, jy moet 8:30 daar wees, tune, set up alles. As hy desk begin 9:00, dan begin hy rekord. Dan moet jy reg wees. Nee. As jy laat is, word jy beboet. Hulle trek af van jou session fee. Ja, totally. Nee, dit is erg oor hy desk wat gestart het. Ek dink van die ouer manne sou onthou, so 'n rooi klok wat hier onder is. So 'n myne klok. Yes. Oor recording time. Hierso kom ons spring gou na hierdie ene toe. Ek brand hom met by jou toe weg. Liewe Lou. Jy het vir my vertel hoe selek jou 2 teenoor Ja, ek dink want hulle het sal ek myself hulle kon nie genoeg uitbetaal op een dag. Op een dag. Ja. Hulle moes my rond is vir 2 dae betaal. Hoorie flex ek nou ek dink wat die mense nie lekker besef is, Liewe Lulu is seker een van die eerste popsongs wat jy sou sê Afrikaanse pop. Ja, dis pretty much so. Want hy het nie so geklink nie, maar oorspronklike recording van die song was meer boeremusiek geweest. Maar toe rekord ek hierdie ding, die demo, dis ek kan die storieetjie vertel. Asseblief. Ekskuus, ek rekord dit, ek wil nou Kosie van die kerk was in Australië, baas van Select Musiek was in Australië en ek rekord die demo, maar word genooi by, was 'n program wat op televisie was, Dixie, was Dix Foster en hulle by die Zilletal, so 'n variety show aangebied. Clyde Bruce, ek kom early in geval. En toe nooi hulle my vlieg op van die Kaap af en ek gaan en ek kan dit maar vir my materiaal doen. Daar's 'n band ons mine, omdat dit maar is maar TV show. En ek moet net sing en nou ek kan nie sing sonder 'n gitaar in my hand nie. Ek is jammer, ek weet nie hoe. Weet jy ek moet my hande te doen nie. Daai so. Kyk wel in die mic uit. Wat die video doen my hande aan te vang. Nou gewoon, nou moet ek hier voor en ek staan voor en ek sing en ek weet dit my tyd gehad. Ek het nou voor die tyd van die demo van Liewe Lulu gestuur. Was mos so van pitch af en dis MG5 aan dit werk geweest nog. En nou speel 'n band en Adams van Select is in die gehoor en hy bel toe Smalade aan, bel hy gekosie in Australië, sê, yes, ek het die trek hier weet, omdat hy sê, en Kosie bel my van Australië af, en hy sê, hoorie, so ek is volgende week, dinsdag van sy terug, 10 uur as jy by my met die song het, ons hoor, maar toe ek die hele album klaar, rekord, my demo. Ja, wie op Boys Story was toe by Select? Manuel Scorsio, Jonita Klaasen, die groot name, die Baron, ek het vir die Baron songs geskryf, hy het nogal gou album in 2TK, Touch of Class, dit was die oude, ek dink die Bos het sy eie label gehad, maar in elk geval, dis daai ins gewees,
Maar okay. En goed gedoen, Royka was ook bij hulle. Ja, is reg gehad. En ek kry Jokosie die oggend en hy sê vir my, maar dis op 'n mini-disk het kon jy so mini-disk het gekom van in so kort era. Dis digitaal. Ek meen dis soos 'n Ja, ek is nou in kritiek. Ja, letterlik so. ek het 'n masjien gehad wat so met 3 vat. Jy weet. Okay. In elk geval en nou sit Kosie en luister na hierdie en hy's Kosie hy het 'n vreeslike uitdrukking op sy gesig gehad. Hy probeer ook okay, maar dis nou ons het besluit ek moet kommersiële musiek maak en hieso is dit nou. Toe na die tyd luister hy weer na Lulu en hy sê vir my eers hy wil dit nou net vir Kevin speel, sy partner. En ek dink nee, dis nogal cool. So ek gaan nou maar ry en ek ry en nou gaan ek terug studio toe. Nou weet ek het mos so saam met hom geluister na die ding en ek het klomp foute opgetel. Of goed waarmee ek nie tevrede was. Ek kom terug in die studio en ek begin remix en ek doen die vocals oor. Ek het eintlik die hele album getweak en klaar gemix. Dit is so 3-4 dae later. Bel ek hom, ek sê vir hom ek is reg. Ja, ek kom vir jou masterbro. Hy sê vir my jou CD is al in production. Ek sê toe vat hulle daai demo. En dis daai liewe CD van vandag. Ek kan hoor hard van die noot af sing. Nou ek maak net so as ek daai song. En toe het hy daai demo gevat. Ek sê vir hom jy kan nie, dis musikaal net nie reg nie, dis swak. Hy sê vir my, so die magic is daar. Die magic is daar so. Ek gaan daai in gebruik. Ja, dis die CD. Maar ek het op Brenda Fassie se album Mamesa gespeel. En dit was dieselfde. Die helfte van die album was opgeneem in 'n tavern. Jy hoor die glase en die goed in die background. In die recording. Dis nie mooi luister, hoor jy dit? En 'n album met meer as 1 miljoen units verkoop. Want die magic was daar. Dis is snaakse ding daai. Dit is die hoe kies jy hoe weet jy 'n song nie is? Ja. Jy dan is 'n lekker ticket. Select was groot na Decibel was Select nou die nuwe Afrikaanse label en ek meen het die hele pad gestap met Nicolas Louke, Darren, al die groot name. Hulle het gerol vir 'n hele ruk. Wysgen het skouspel was in samewerking met Select geweest sodat hulle baie goed hulle voet in die deur gehad in Afrikaanse musiek. So Kosie baie slaankrag gehad of wat betref wat gespeel word radio. Nie dat ek sê het hulle omgekoop of so nie. As 'n lekte produk bring het die radio geval van. So dit het baie gehelp. Interessante ding was dat RSG wou nie die Lulu speel nie oor die content van die lirieke. Maar ons kon airtime koop vir 3,5 minute. Dan speel hulle op. En dit is wat ons gedoen het. En dit is nie ongehoord nie, want jy kan soos sterf van die weer, musiek sterf nie, dis 'n deel. Ja, ek onthou dit. Jy sê, ek het vir R35.000 gekos om daai song op die radio te speel heel eerste keer. Nou praat ek van 98. Ja, dis 'n klomp geld. Dit is 'n klomp geld, ja. Ek onthou sterf van die week. Dit is jy bly hoe die tye verander. Waar is die radiostasies nou? Nou sit Spotify, nou sit ek praat met Stef. Ek het gister met Stef gepraat. Oor waar royalties royalty vandag. Ons gaan nie eens daar nie. Teenoor wat royalties daai tyd was. Yes, so. Vir my, ek sê altyd as 'n music listener, love ek Spotify. Ja. Ek kan enigiets luister. Yes, nou, in your way, Maar as a music maker, yes. haat ek Spotify because you make no money. Ja, maar dis is AI. Is dit 'n bedreiging vir die musiek? AI? Of gaan dit regtig help? Maar nou kan enige ou cool klink. Hoor jy, dit is nie net dat hulle cool klink nie. Dit klink Jy kry dit nie meer musiek nie. AI kry dit nou. ja, en dit klink fucking amazing. Dit is amazing. Dit is die beste production. Om my production te kry, moet jy dis minstens R15,000 uithaal en by die top producer in die land gaan opneem. Things are changing. Dit is dieselfde ten opsigte van wat ons hier doen. Podcast. Dit is dieselfde ding. Dit is om dit 5 jaar terug te gedoen het jy 'n kamera span nodig gehad, jy het 'n editing suite, jy het mense, dit is net om so 'n episodetjie op te neem is R54,000 wat dit kos ons boggerel, ons tyd. So wat AI ek begin
AI nogal gebruik. Ek dink so dan, Lucas het my geleer ten opsigte van songwriting dat jy werk met die woordeboek, die Afrikaanse spreekwoordeboek. So ek het die Afrikaanse spreek. So as jy 'n hoek soek, gaan en blaai jy maar deur die woordeboek en check jy, daar's 'n ou spreekwoord lekker. Alles is nou om te fout maak. Maar dit is basies. So dit is hoe ek na AI kyk. Vandag is spaak 'n idee by my. Ek hoef nie meer 'n woordeboek uit te haal nie. Ek kan vir AI sê, ek het hierdie idee. En dan sal daar so hier en daar 'n woordjie opkom wat vir my brein sê, ek dis lekker. Ouens wat net AI gebruik, dan moet AI daarna luister op. Ja. You know? Jy sien, ja. Maar dit is in aan die ander kant adapte daai. Inskouing. Dis 'n feit. Ek meen daar is maniere, daar sekere goed wat hy ook kan doen nie, en dit is fyn, maar dis nie dat dit 'n reis is nie. Is net vir my was dit ek is bang vir dit. My kinders is sound engineers. En hulle is skilled. Nou ek gaan nou weer die chickie nuwe desk wat uitkom. Ja. So wat gaan nou Daai desk jy druk 'n knopjie, hy read die hele kamer, wap, chickie instrumente wap, play. Yes. So dis wat my bang maak dan. Maar dit is wat AI doen aan al die beroepe. Dit is weet jy wat is stupid soos om 'n dokter te word. Wag vir AI. Hallo, daar's my vinger. Fuck my die fout. Ja. So, wap. Dis scary. But it's coming. Okay, kom, change the subject. Ja. Restaurante. Hoeveel fucking restaurante het jy al gehad in jou lewe? Ek is nou op nommer 6. Dis lekker. Dis onder my vel en veral omdat dit live music is en ek het dis altyd 'n music venue geweest. Alles het 'n restaurant. So wat was Ek het nie passion vir kos nie, maar ek weet hoe die kos moet lyk en proe as daar uitgaan. Ek kan nie kos maak regtig. Ek maak potjie en braai. Maar ek het skilled mense wat dit wat in my kop aangaan op die bord kan. Hoorie, so wat se restaurante was dit al? Ja, ek het die van die af die Biltong Blues Bar was ek betrokke by Arties. Maar ons het in 'n bebou tussen huise baie probleme gehad met die musiek daar. Dit was ook nie lankie toe Skywels om te wandel was die naam na Red Door toe. En dis daar waar French Toast vandag is in Arties. Dis ons het plek in dinges gehad in Zambia gehad, in Lusaka. Waar is 'n tavern? Okay, maar ek het Tavern. Okay. Kry jy 'n pub? Ek het 'n pel daar wat die hoogoonde bou. Dit is sy job, hy's 'n ingenieur. En toe hy hierdie plek raak geloop en toe sê hy maar eers ek moet hom help want ek het expertise. Ons tweak die plek en ek was een keer daar en dit was dit. In Zambia. Ja, maar dit is nice, dis ook Cairo Road, dis regtig in die industriële gebied. Dit is 'n groot venue, dis baie eenvoudige menu en een bier op jou lys en dis al wat dit is. En dis ek weet jou bier kom in plastiekbottels, motsie bier. En dis net lekker. Verder wys jy net sportdeel. Dan gaan jy inseek met pak in die oggend dan sit die parel daaroor. Net local ouens. Maar dit was toe kom lockdown en in lockdown het ons gestroop. En toe moes ons maar die plek toe maak. Maar dat ek grandstand gehad. Ja, Lou Grandstand was 6 maande daar ook opgetree in Arties. Grens. Ja. En daarna Lulu's Pub and Grill wat natuurlik 'n ysbreker was, want ek het alles wat ek nie van die bedryf af geweet het nie, het ek daar geleer. Want dit was challenging, ons moet baie inbrake, en dit was ons die plek self gebou. Soos wat ons nou moet bou kombuis ook, het ek alles self gebou. En is maar klein, jy pak hom lekker vol vir ons, ook nie rafters. Maar dis nee, ek is Maar dis 'n lekker gig nie. Ek gaan vir jou eerlik voor sê, jy weet dit, as jy in 'n venue instap en die plek het 'n vibe. Ja. As die plek het 'n atmosfeer, jy voel dit as jy daarin loop. Ek kan dit altyd ek dink altyd aan die stage. As jy weet wie al op daai stage gesing het. Ja? En jy dan jy maak jy droog daar. Kyk hoor. Jy hanteer daai spasie met respek.
En ja, nee, ek geniet Blou Kombuis verskriklik baie. Dit is baie geluk. Dankie. Ja, ek weet Ook aan jou by? Ja, presies, jy was ons eerste groot naam. groot op. As 'n Gewoon daar, dis mos nie famous nie. Ja. Jy was weer actually famous pa. En jy was die eerste oor wat die plek letterlik volgepak het en die vibe was ons het nie geweet moet ons een set doen is dit 'n sit down choopstoel bly teater nie. En jy het net alles reg gedoen en die plek sy karakter gegee van na jou eerste gig was nou 'n format van daai tyd af speel ons soos ons nou speel. En Matthys Roos was 2 keer al daar, hy kom nou weer en Matthys doen mos rustige musiek. Hy het daai plek gehype. Jy kon nie glo die mense het aangegaan nie en hy het bereik gevat en nog 'n set gedoen. Ek moes sukkel om hom van die stage af te kry. En ek praat hierdie fisies met die rolspelers. Ek moes hom agter die mikrofoon by. Ek bedoel daai Matthys is vir my een van my grootste inspirasies in my lewe nie. Ek sit baie keer as jy na die pad vat Gauteng toe as ons nou ry. Dan ek raak bang. Ek gaan op my eie deur vir Gauteng toe. Noorde toe, weet jy waar, jy's op toer, jy's op 'n mission 3 weke. Jy raak ek's nervus. As hulle altyd sê by my salting, man, Matthys doen dit op sy eie. Op sy eie. Dis 'n gestremde persoon. Hy het niemand wat hom help nie. One man band. Ja. Al self sy rolstoel uit. Al sy eie spreek dit is Hy is 'n absolute inspirasie. Ek dink vir die hele land. Dit is hy is vir my amazing. En hy is stout. Wat is dit? Dis ons het baie ken ons lewens dan praat jy van veral die jong ouens wat opkom. Dis nie vir my 'n frustrasie of enige issue nie. Wat nog nie AMS gedra het nie. Wat bedoel is eintlik want jy het nie gewerk regtig vir dit. Dit was maklik vandag om 'n song te create en uit te bring en om op te laai op digitale platforms. Ons moes AMS dra. Dis letterlik die term is dra AMS. Ons moes wat ons nou oor gepraat ons groot luidsprekers. En ons moes dit doen en ons doen dit vandag nog. Ons het nou wel kleiner luidsprekers. Ja, ons Matthys in 'n rolstoel kry dit reg. So is kompak is die goed. Ja. En is awesome, dit klink fantasties, maar die AMS, ons dra nou nog AMS. Ons stap nou nog die pad. Ek het nou onlangs Marius vermaak en ek wil nou nie name dropping doen nie. Het 'n lang relaas gehad oor die fooie en maar hy het 'n goeie punt gehad oor klankingenieurs hoe nie die mense moet opdaag by 'n plek en 'n sound ou moet boek. En daar is klank en ons het gewoonlik maar minderwaardige klank, maar nou boek hulle 'n sound ou. Nee, van die dag kry jy die kind staan, dit is die deal uit nie. So dis hoekom ons eie gear sound dra. Ons kat daai kos nie dat jy konus kat nie, maar jy Kyk hier om 'n sound uit te boek. Dis 3 gram. Ja, daarvan. Ja, en ek speel gereeld vir 3 gram. Ja. Maar om dit te kom wat jy nou net gesê het van die ouens wat instant fail. Maar baie, jy sien hulle oral op die TV vandag. Supersterre, supersterre. 25, 28. My bro, jy het nog nie gelewe as jy gelewe het soos ons op die pad. Ja, dat raak al op die pad, my bro. 2 uur se Red Bull in 'n paai of 'n pint melk op pad terug huis toe. Ja. En hoeveel, ek is nou 44 jaar dat ek dit doen. En Op die pad. En met die polisieorkes was dit soos in ons het baie deuring na gery. En nou, ons nie meer so baie nie, maar voorheen ja, toe ek nou begin bekend raak het, ek nou geslaan het met die iets, het ek baie deuring na gery. Want die gigs was letterlik soos 1000 km uit mekaar uit partykeer. Moet jy in deuring na gery om die ander een te kom. Ja. En jy sien ongelukke en jy sien het nou ontkoming. Ja, die sê jy nie. Ek is daar's ook 'n boek. So ja, ons het het is 'n journey en 'n half gewees om te sê ons was daar. Vandag is dit maklik, ja, ek weet maar nou, dis die format, dis hoe die ouens groot word. Of in die bedryf inkom, maar vir ons het gewerk, dis ons het uitgewerk. Ek weet dit is net anders. I don't know. So, if I could do it again, would I do it differently? No. Yeah. I had too many amazing experiences. Ja, dat was kak experiences, maar die goeie experience in my lewe wat ek gehad het met musiek en wat musiek vir my gegee het, jy kan dit nie verhaal nie, jy kan dit ook nie daar vir mense vertel nie. Maar Blackie,
my bro. Jy, Dit was amazing. dit was. Baie Baie dankie vir die chat. Wel, ek gaan nou vir Blakkie vra om vir ons 'n stukkie te top.